Bekommernis is 'n gesprek wat jy met jouself het oor dinge wat jy nie kan regmaak nie. Gebed is 'n gesprek wat jy met God het oor dinge wat net hy kan regmaak. Gister het ek en jy vir mekaar gesê, dit is in die tyd maak vir die mense wat saak maak in jou lewe, dat die lewe begin sin maak en dat die sluise van vreugde en geluk oopgetrek word. Hoe meer ek en jy kan begin lekker lepel lê met onsself, gaan ons dit regkry om al hoe meer en al hoe lekkerder met ander mense lepel te kan lê. So hoe gouer ek en jy begin verstaan, dit gaan nie oor my nie, maar oor die verskil wat ek vir ander kan maak in hierdie lewe. Soos wat Jesus vir ons die voorbeeld gestel het, hoe meer begin ons verstaan, dat die sin van die lewe nie geleë is om meer te kan hê nie, maar om meer te gee, van dit wat saak maak, meer van jouself, om instrument te wees waardeur God net vrylik kan vloei. Derek Bresler vertel hoe dat Alexander die Grote op sy sterfbed al sy generaals geroep het en toe sy laaste 3 wense aan hulle bekend gemaak het. Sy eerste wens was dat die beste dokters in sy koninkryk sy kus moes dra. Die tweede wens wat hy gehad het was dat 'n groot deel van al sy skatte, sy goud, sy juwele, sy geld, sy edelgesteentes en alles, voor die prosessie op die strate uitgestrooi moes word. Sy derde wens was dat sy leë hande buite die kus moes uithang, sodat almal dit kon sien. Die generaals was natuurlik stom geslaan. Hulle kon nie glo wat hulle gehoor het nie. Maar een van hulle het dit gewaag om vir Alexander te vra, kan u net vir ons verduidelik hoekom ons dit so moet doen? Hierop het Alexander met 'n prewel geantwoord, ek wil hê die beste dokters moet my dra, want wanneer jy aan die einde van jou lewe kom, kan selfs die heel beste dokters nie keer dat jy sterf nie. Ek wil hê hulle moet my skatte op die strate uitstrooi, sodat mense sal verstaan, al die skatte wat jy op aarde bymekaar gemaak het, bly net hier agter. En ek wil hê mense moet sien dat jy met leë hande in hierdie wêreld inkom en met leë hande hier uitgaan, as die kosbaarste wat ek en jy gekry het, opgebruik is. En dit is die tyd wat ons gegee is op aarde. Geen geld kan gesondheid koop nie. Geen aardse skatte kan ware geluk bring nie. Niks wat ek en jy doen of bereid is om te betaal, kan tyd terugdraai nie. Die grootste en heel beste geskenk wat jy vir die mense rondom jou en vir jou geliefdes kan gee, is jou tyd, jou hart, soos ons gister gesê het. En die heel grootste vreugde hier op aarde kan net beleef word, as ek en jy besef, dat die enigste ding wat ons vir God kan gee wat saak maak, is onsself, ons lewe, sodat hy deur jou en my ook die mense rondom ons kan seën met alles wat hulle nodig het, soos wat hy by verre die beste weet. Luister gou weer saam met my hoe mooi Paulus dit in Romeine 12 vir die mense verduidelik. Ek lees dit vir jou uit die boodskap. Ek wil nou 'n baie ernstige versoek tot julle rig. Ek doen dit omdat julle begryp hoe baie God vir julle omgee. Gee julle hele lewe aan hom. Julle moet lewende offers in God se hand wees. 'n Lewe wat voltyds afgesonder is vir hom, is presies waaroor godsdiens gaan. Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle hele lewe elke dag aan hom moet oorgee. Sit 'n tennisraket in my hand en jy kry iemand wat geweldig sukkel. Maar sit 'n tennisraket in Rafael Nadal se hand en dan kry jy 'n professionele nommer 1 wêreldspeler. My en jou lewe kry alleen sin as ons hom
in die groot meester se hand sit, Jesus Christus. Gaan leef vanuit sy oorvloed vandag.